Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by die Rockfight Rugby podcast. My vriend Arie Hougaard. Ons is na 'n maldag hier donderdag hier in die einde van die jaar amper. Daai dinge het gebeur. So voor ons daaroor praat, welkom terug Arie. Ja, dankie MW. Ja, die jaar hardloop nou na Kersfees se rigting. Ek kan nie glo dat ons nou al daar is nie. Maar ek mis nou dat die bokke nie uitdraf nie. Ek het lekker gewoond geraak aan die springbokke wat uitdraf. Maar nou moet ons provinsiale klere aantrek. En dit is nou weer 'n ander seisoen. Maar kan jy onthou, so lank terug was dit 'n winter en somersporte. Dit was net cricket gehad. Ja. Toe ons maar cricket gaan kyk op Nieuweland en Centurion. Ja. Nou sit rugby oor Kersfees. Een van my beste herinneringe wat ek ooit gehad het was die 2010 Desember toets gewees Suid-Afrika teen Indië. Ja. En ek het die eerste dag in Botswana geluister of op pad terug van Botswana af, ons was daar op 'n 4x4 ekskursie gewees op die radio 2000 of daai jy weet daai atmosfeer wat dit skep. Dag 2 het ek op die televisie gekyk by die huis en dag 3, 4 en 5 was ek op Nieuweland. Dit was ongelooflik. Ja, lekker nie. My herinneringe is weer daai nuwejaarstoetse in die 80s, 70s, 80s. My pa was altyd Nieuweland toe gevat. Nou as dit daai Transvaal wat so Benson and Edges. Ja, of dit was 'n 3 dae altyd so nuwejaarstoets. Is altyd 'n nuwejaarstoets op Nieuweland en dan is nou Graham Pollock hulle en daai klomp en Jimmy Cook en Eddie Bala hulle. So dit was goeie tye. Lekker herinneringe, maar nou is dit rugby. Nou speel hulle 3 Januarie rugby in die Kaap. Dis stommend. Arme bulle moet daar in die Kaap gaan speel. Maar hopelik is nie meer arme bulle teen daai tyd nie. Hoorie maar vandag toe wat nou gebeur. Een van die dinge wat toe gebeur vandag so tussen my en jou. Hier kom toe 'n voeltjie wat hier kom fluit in my en Harry se ore en 'n baie betroubare fluitjie en hy sê toe nou vir ons 'n paar goedjies en dit lyk of Eben 'n 9 weke straf gaan kry en soos 'n goeie joernalis nou betaam jy sal nou weet gaan soek ons toe bevestiging en ons kry toe bevestiging van redelik hoog op in wêreld rugby en hulle sê nie is 9 weke en so waar is vraggies na as 'n video gepos hier kom die amptelike ding uit en is 12 weke nou ek sê vir jou iets het gebeur daar iemand het eers besluit nee wat hierdie ouetjie word nie hard genoeg gestraf die kom ons al die sweep uit en gee hom 'n paar ekstra wat sê jy as jy's nou ervare joernalis ek is nou 'n soort van 'n versoelde ene wat dink jy van dit? Ja, dit wys jou daar's altyd 'n power that be, daar's altyd eers iemand in 'n stoel, gewoonlik 'n leerstoel, wat eers sit en wat waarskynlik so 'n bietjie betrokke raak, maar ek het op 'n stadium verstaan dat wêreld rugby het nou met hierdie 5 dae uitstel, was dit net die drie paneel wat betrokke geraak het. Ek dink wêreld rugby het ook betrokke geraak. So ja, ek dink die dinge kan aan die einde nog maar seker verskillende draaie neem, maar ek sou dink dat die 3 mense wat wat veronderstel is om die kom ons sê maar te besluit hoe lank die straf dan nou is, sal die mag hê, maar die feit dat hulle dit nou uitgestel het dit oopgestel vir buite invloede, want jy sou dink dat dit gebeur nou maar daar en dit is georganiseer en hulle is in 'n boardroom of ergens en hulle maak 'n besluit, maar ja, dit is moeilik om nou van 'n afstand af te praat, maar as jy daai inligting gehad het van diep in die gange, dan klink dit of daar 'n aanpassing hier deur die oggend gemaak is om dit wat dit is dan verseker wat die aanpassing wat hulle gemaak het hulle gemaak op die low end van die low end na die mid-range end. So ek verstaan dis intentional het hulle bevestig, so intentional het dit ook gelyk op die televisie. Maar dit sou dit geskuif na die middelste 18 weke en dan kry jy 'n paar weke af. Die 9 sou dan die 12 met 'n paar weke afgewees het, maar ja, ek was op 'n stadium moet ek sê MW was ek al bekommer geklink want as jy kyk na alles wat hulle die straf wat hulle wel kan uitdeel, is dit hulle kyk op 'n stadium na jare as jy nie versigtig is nie. So ek was bang dat Eben dalk hierdie belangrike toetse teen die All Blacks later vanjaar sou gemis het vir volgende jaar, maar nou is dit 3 maande se rugby wat die Sharks mee het nie. Wel, wat vir my is die storie nou die feit dat hulle dit laaste oomblik verander het. Nou ek sê vir jou, dis 'n voeltjie wat gefluit het, maar dit was uit die persbek uit. Kom ek het nou gooi ek vir jou 'n paar lekker metafore daar, maar dit was nie sommer net goedjies wat ons toevallig in die gang gehoor het of in die kafee op die hoek nie. Ons het dit uit baie goeie bronne uitgekry. En so waar is vraggies nou, hulle het dit gaan verander. En die inligting wat ek het, is iemand het gevra, een van ons goeie volgelinge wat nog altyd goeie vrae vra, het gesê, hoe kan 'n paneel van 3 gedeadlock wees? Dis omdat elke een van daai 3 paneellede het hy wyd uiteenlopende siening gehad. Die een ou was soos 'n amper lewenslange verbanning en die ander ou was heel in die ander kant en die ander ou was soort van in die middel. Dis hoe man nie kon ooreenstem en
Daar was definitief 'n ooreenkoms dat hulle gaan 9 weke doen en toe ek die ding sien na ons die video gepos het, die lekker rugbypot gepos het. En ja, dan sou ek Harry gaan 'n bietjie krap daar. Ons sou nie daarvan om soos gekheid laat lyk nie. So, dankie. Nee, Harry het goeie regsagtergrond. Hy's 'n regsman, so hy sal weet waar om te krap. Maar ek dink miskien met Eben maar sy strafvat en hardloop. Ek was bang dat hulle hom erger gaan straf. So 12 weke is baie, maar miskien moet mense dit maar net vat en aanvaar. Want ek was bang geweest hulle gaan na daai volgende kategorie toe, na 24 weke en so voort. So dit veral as jy na top end toe gaan, want hy was nou by mid-range, so dis die volgende top end, dan sit 24 en dan daarna begin hulle kyk sommer na 208 weke as jy nie versigtig is nie. Dan sit die einde van sy rugby. Ja. Wel ek dink Eben se liggaam gaan definitief sê ag dankie tog. Ja. Sy duim is dalk nie so happy nie, maar die res van sy lyf is baie happy. Hy het 'n ruskans nodig. Ek kon sien hy was nie heeltemal op die beste wat hy al ooit was nie. Hy het daarom 140 toets al in sy lewe gespeel. Ek dink hy gaan met baie goeie. Ek sien laaste wedstryd hy voor verbân is die 27ste Maart. Sharks teen Cardiff. So hy gaan vir amper 4 maande by die huis sit. Hy gaan seker nou oefen en alles, maar die feit van saak is ek dink hierdie ruskans nodig. So op 'n manier ek praat glad nie goed wat hy gedoen het nie. Asseblief mense, ek sê maar net dis vir hom 'n bedekte see in die sin van hy het 'n ruskans nodig. Ja, en ek het eintlik besef dat hy het in 141 toetse nog nooit 'n rooi kaart gehad het. Dit was sy eerste een, hè. So mense is al gewoond dat hy is so baie keer op die televisie sien mense hy is maar die man wat moet so bietjie die ouens terugstamp en rondplik en aan die kraag gryp en so aan. So daar was al baie insidente. So maar nie een van die insidente het rooi kaarte geraak nie. Maar ja, so ek dink dit het vir hom gered waarskynlik. Die feit dat hy nog nie voorheen 'n rooi kaart gehad het nie, in 140 toetse. Maar ja, dit bly maar iets wat jy nie, dis eintlik maar die woorde sê ek maar onvergeeflik. Jy kan nie 'n ou so in die oog druk nie. Veral as dit lyk of hy mik vir die oog, dan lyk dit nie goed nie. So ek dink hy moet maar die 12 weke vat en dan dit maar uitdien en dankie sê dat dit agter hom is. Ja, nou is nou al 'n storie van iemand anders is ook sy vinger in die oog gedruk. Ek kan nie daaroor uitbrei nie. Ek gaan ook nie daaroor uitbrei nie. Ek en Harry het lekker gesels oor die dissiplinêre stelsel en hoe amateuragtig dit eintlik is. Jy praat van daai leerstoel wat lekker, ek dink hy lyk lekker na brandewyn en sigare, jy my ook vra. Dit's 'n regte old boys. Ek moet die Blazer Brigade. Jy weet wat ek van. En daar's 'n cucumber sandwich op die tafel, dis verseker. So 'n klein driehoekie hierdie, ja. Ja. Anyway, genoeg van Eben. Jy sê ons mis die Springbokke en ons het in die week gesien die Springbokke het nou hulle draw gekry, wat hulle trekking gekry. En ek weet nie wat die hele boei was oor iemand om 1 eindig en om weet in die eerste 6, dit was elk van my maar lekker die mekaar speel. Daar speel die eerste span en die tweede span in die wêreld in die kwart einde waarskynlik die mekaar se nou praat oor hoe waarskynlik dit is of nie. Ja, sien, dis maar amateuragtig as jy my vra. Kan hulle net maar die ding bietjie weer beter beplan het nie? Ja, ek dink die frustrasie is dat daar soveel klem op die wêreldranglys en die top 6 en die kategorieë en almal speel frantically om in daai top 6 te kom en op die ou end het nommer 1 en 6 eintlik maar dieselfde voordeel gehad as jy dit 'n voordeel kan noem. So vir my voel dit baie keer ek weet jy het geen waarborg dat jy wenner van jou groep is nie. Jy kan tweede in die groep ook eindig dan verander dit. So die Springbokke kan seker tegnies uiteindelik wel. Ek dink daar's 'n beter kans dat Australië vir Nieu-Seeland dalk kan wen as wat Italië vir Suid-Afrika wen. Maar potensieel kan dit nog anders wees dat die All Blacks aan die ander kant beland. En Australië dis dalk die een wedstryd in wêreld rugby wat nie een lus gaan wees om te wen nie. In 2027. Dit gaan 'n openingsgame wedstryd wees wat albei eintlik half nie sal omgee om te verloor nie, maar dan gaan jy na die ander kant van die trekking en jy vermy die Springbokke. Hang af vir die Springbokke. Ek weet ons wil nie sê die Springbokke is nie be all and end all van wêreld rugby nou nie, maar hulle is 3 punte voor op die ranglys wat 'n ander ding is hoe goed hulle domineer op hierdie stadium. So ek dink die ander spanne is maar ligtig vir hulle, verseker hoe hulle tans speel. Maar ja, ek voel baie keer envious as ek so daarna kyk en dink ek kan nie maar soos 'n tennis leer maar jy dink kyk, jy gaan mos nou nie by Wimbledon gaan jy nie vir Alcaraz en vir Sinner in dieselfde deel van die loting sit nie. Jy sit die een bo en die een onder en dat hulle hopelik in die finaal by mekaar uitkom. So ek weet nie hoe ver mens na 'n ranglys kan afgaan nie, maar miskien ten minste die top 4 ten minste van mekaar weghou op 'n manier in verskillende dele van die trekking. So maar weer eens gesê dis moeilik om dit te doen want waar dit moeilik raak is dan maak jy nou staat dat die span nou sy groep wen byvoorbeeld. Maar hy kan net sowel sy groep tweede eindig.
en dan is jy aan die ander kant van die loting. So dit is wat dit so bietjie moeilik maak in terme van die loting. Jy moet maar nog daai wedstryd eers speel. Maar ek dink die enigste een van al daai wedstryde wat ek dink miskien interessant kan uitspeel is Australië-Nieu-Seeland. Miskien tog wat waarskynlik die openingswedstryd van daai toernooi gaan wees. Die wenner gaan dan teen die Springbokke speel. Ek dink dis miskien veilig om nou al te sê die Springbokke sal waarskynlik dan vir Italië kan wen in daai toernooi. Maar sê maar hulle eindig nommer 1, dan is dit All Blacks of Australië. So ja, Engeland en Ierland, ek dink soos almal wat kyk ook en jouself het nou maar almal se kommentaar gekyk, van die beste kommentaar was dat ek het een man gesien wat gesê het dat die wêreldbeker is gekanselleer want Ierland het hom klaar gewen as gevolg van die loting. Ja. So, Ja. hulle is nou baie, Engeland en Ierland is nou baie gelukkig, maar hulle moet nog op 'n manier ook verby ander spanne kom. Weet Argentinië kan ook nog daar 'n harde stem wees in daai argumente. Argentinië gaan verseker 'n moeilike span wees om te klop daar. So ja, dit is maar op die stadium lyk dit Springbokke speel ronde van 8. Sê maar waarskynlik die All Blacks, dan moet jy vir Frankryk speel as jy daar wen en dan wag miskien Ierland of Engeland. So dit gaan 'n interessante toernooi wees, maar tensy Rassie besluit om met 'n punt teen Italië te verloor en na die ander kant van die loting toe gaan, maar ek weet nie of hy daai risiko sal vat nie. Ek wil net vir jou sê, ek en Hugh Griffith het gisteraan daaroor gepraat. As ons daai wedstryd verloor teen Italië, asseblief, ek sê nou weer self gesê, ons maak eintlik maar net 'n grappie so, maar die feit van saak is dan kan jy dalk die All Blacks misloop en dan moet jy Engeland aanvat. Jy weet, Engeland is deesdae ook nie meer hierdie span nie, né? Nee, Engeland het vir Nieu-Seeland geklop 'n paar weke terug. So men hulle is eintlik 'n span wat diepte het. Hulle het 'n sterk span, hulle het 'n goeie span. So hulle kan jou voor aanvat, hulle het goeie agterspelers, hulle afrigtingspan lyk of hulle nou gevestig is. So nee, is 'n moeilike toernooi om te speel, maar of jy nou vir die All Blacks in die ronde van 8 of ronde van 4 of in die finaal speel, ergens sal jy hulle dalk moet speel. As hulle aan die kant van jou loting is, so speel hulle maar vroeg. Kry dit agter die rug. Ek meen mens met ergens maar daai groot spanne speel. Partykeer is dit goed om baie moeilike kwart eind te hê. Dit bou jou 'n bietjie beter op ook vir 'n semifinaal wat verseker baie kompeterend gaan wees en 'n finaal wat altyd is. So dit is 'n moeilike toernooi om te wen. Maar jy sal die laaste 3 wedstryde sal jy moet jou beste rugby speel. Maar dit is maar ja, die loting is maar dit is maar 'n ongelukkige bietjie van 'n dobbelsteen wat val in 'n rigting, weet, dit is nou 'n man wat 'n balletjie daar uit 'n bak uithaal, so hy kan enige rigting gaan en dit is nou wat gebeur het. So wat andersom wou gehad het, ek sou verkies het as die All Blacks en die Springbokke potensieel in ander bene sou geëindig het as hulle aanhou wen, nommer 1 en 2 in die wêreld. Maar dit is nou nie so nie. Ons moet nou maar speel wat voor ons is. Ja, ek sien nou vir jou die feit dat daar soveel Palooka spanne is, nie moet maar wat dit was. Hulle het 24 spanne hierdie jaar in steede van 16 of 20. Dit maak groot verskil. Ek bedoel nou kan jy mos nou weet. Hong Kong, China, wat se kans het hulle net in Nieu-Seeland of Australië? Jy weet mos nou dis 'n swakker groep. Eerds gaan hulle moet inkom. Jy weet spanne soos selfs Portugal wat eintlik baie swakker is wat mense dink hulle is. Jy weet die FSA, Zimbabwe. Daar's almal, daar's baie, jy kon dit baie beter georganiseer het, maar in elk geval, dis genoeg daaroor. Ek wil net vir jou sê, ek dink Argentinië vir my is die buiteperd. Daai span is baie, hulle het nou nog amper vir Engeland gewen. Engeland het net die naweek voor dit vir die All Blacks gewen. So gee dit nog 2 jaar tyd nou, dan is Argentinië definitief 'n voorloper daar as jy my vra. En hulle gaan waarskynlik in Ierland te staan kom soos jy sê, maar ek dink Ierland gaan maar redelik vinnig uit hierdie bus uitval. As dit tensy hulle iets drasties gaan verander, onder andere 'n paar nuwe stitte ontdek somewhere. Ons moet sien wat hulle daar omtrent gaan doen. Ja, ek dink hulle het nou nog 'n bietjie skok van daai skram aanslag, maar ja, ek dink Argentinië het die voorspelers, hulle agterspelers, hulle is die een span in wêreldrugby wat amper die mees aanvallendste speel en hulle skram altyd goed van die ou jare ook al goeie voorspelers. Ek dink alle Europese spelers, ons kan nou nog daaroor praat, daar's baie van hulle wat in Frankryk speel, die Stormers en die Bulls gaan ook met van hulle te doen hê nou die naweek. So dis 'n span wat gewoond is aan top 14 rugby en wat 'n goeie rugby. So hulle is verseker 'n span wat hulle en onthou hulle het al 'n paar semifinale en kwartfinale gespeel in die wêreldbeker. Dis nie nuut vir hulle nie. Hulle verstaan dit. Hulle weet wat dit behels. Maar dit gaan 'n interessante wêreldbeker wees. Ek stem saam. Interessant wat Rassie gesê het oor die volgende jaar se nasiekampioenskap. Ons speel eers mos in Engeland en dan alles in so in Suid-Afrika en dan November weer en dan is 'n klomp finale. Klink nie vir my of hy baie hoë prioriteit op dit sit nie. Hy is meer gefokus op die wêreldbeker. Hy's nie geplan om die Nasiebeker nou ook te wen nie.
Ja, Rassie sal 'n plan hê MB en ek dink hy sal dit gaan ook wees om diepte te bou. Ek dink dat hy sal nie ten koste van waarskynlik nie. Ek dink hy sal dit slim doen. Maar ek dink hy sal verseker baie gemotiveerd wees om vir Engeland in haar eerste wedstryd te wen. Dit sal 'n groot fokus wees. Veral sien dit dat wat in 2027 moontlik kan gebeur. So dit gaan daar gaan hy verseker sy beste moontlike span hê. Miskien kan hy met van die ander wedstryde so klein bietjie meer eksperimenteer. Maar wat ons nog gesien het ook met Wallis hoe baie werd dit vir jou is as jou diepte so is dat hulle nie die span verswak nie en dit is wat Rassie nou tans reg kry. Dit is waar Ierland tekort skiet. Maar ja, die volgende jaar gaan interessant wees. Ek dink hy 4 toetse teen die All Blacks is natuurlik die grootes. Dit sal albei spanne bepaal ook sterker maak en goed voorberei vir 2027 se Wêreldbeker. Daai gaan 4 harde toetse wees. Ons nog kyk, ek dink julle het al bevestig waar die 4-1 gaan wees nie. Ek dink Ek wil net vra. Ja. Of jy iets gehoor het. Ja, dis ook daai, hoe jy net gesê die perdse bek en voeltjies wat fluit en so. Maar ek het ook verstaan daar's 'n kans dat dit oor see kan wees en waarskynlik kan dit in Europa ergens wees. By een van daai groot stadions, dalk Wembley of een van daai stadions wat hulle lekker baie geld vir albei lande kan maak waarskynlik. Maar ek sou tog daarom ook verkies dat daai 4-1 tog maar in Suid-Afrika is. Weet ons, die idee is nou dat die All Blacks kom speel nou hierdie hele reeks in Suid-Afrika. So lekker wees as jy 4 toetse kan hê. Ja. 4 toetse is eintlik nog wat baie. Ek het eintlik gedink hulle sal soos die Britse Lions 3 maak. Maar dit is soos in die ou dae. Die 1974 Lions, onthou jy daai tye was ook 4 toetse. Ja. Maar in 'n besige kalender was ek baie verbaas dat hulle besluit het op 4 toetse. Ek het gedink 3 sou genoeg wees. 3 is eintlik beter want dan Ja, kan jy wenner kry. Kan jy ten minste makliker 'n wenner bepaal. Tensy dit nou gelyk op uitslae wees, maar dit kan maklik 'n 2 elk storie wees. Ja, ek stem saam. Ek dink is maar box office met oor geld. Daai laaste toets oor see, kyk hoe groot was skare was daar op toekenning vir Argentinië teen Suid-Afrika. Nou, kan jy indink die All Blacks in Suid-Afrika, onthou daai opwarmingswedstryd voor die Wêreldbeker, hoe baie mense was daar. Dis geld. Dis eintlik maar alwaar dit gaan. Ek het ook iemand het op ons kanaal gevra, ek moet uitvind daai 4 toets, daar's blykbaar ander sprake dat hy ook ergens in Johannesburg gaan hou gaan word. En hulle het klaar dit klomp toetse volgende jaar, so die mense is redelik ongelukkig, maar ek het ook niks daarvan gehoor nie. So as ons maar kyk wat ons kan uitvind, jy weet nooit nie. Right. Ja. Gepraat van die Stormers en die Bulle, die het gepraat uit die naweek. Die Stormers speel in die naweek teen Bayonne. Nou Jake se Bulle het hulle laas jaar gewen, maar ek hoor toe nou by Hugh Griffin dat hulle laas jaar Maart verloor by die huis. Bayonne. Dis goeie span hulle is. Wat dink jy van daai wedstryd? Hoe lyk die Stormers se span? Ja, die Stormers het 'n paar veranderinge aangebring. Ek het weer na die puntelys van die top 14 laas jaar gekyk, MW. En Bayonne 12de geëindig het hy 14 spanne laas jaar. So hulle het dan seker maar dan gesukkel weg. Hulle dalk in die einde van die seisoen al hulle tuis begin wen, maar hulle het redelik laag geëindig. Bordeaux teen wie die Bulle speel het 30 geëindig uit die top 14 laas jaar. So hulle het 'n sterk span. Ek dink is net Toulouse en Stade Francais wat bole was, wat 1 en 2 was. Maar ja, dis daai Franse spanne is moeilik, veral as jy hulle wegspeel. In Bordeaux te gaan speel vir die Stormers gaan moeilik wees. Dis kan nie lekker. Ek het na die spanlyste gekyk, maar daar's nie vreeslike name wat ek Bayonne van hulle nie. Die Stormers het 'n paar veranderinge aangebring. Hulle het veral op loskakel is dit Clinton Swart wat begin. Dis interessant met Yuri Matee wat glad nie 23 is nie, maar ek het nêrens kommentaar gesien of hy beseer is. En of dit net 'n ruskans is nie. Roanel is ook nie 23 so dit kan wees dat hulle roteer en rus, hulle is 2 belangrike spelers. Ja, iemand kan speel ook skrimskakel. Dewald Dievenage is op die reservebank. En dan voorlangs het hulle 'n lekker los trio dink ek. Paul de Villiers wat ek dink baie goed begin speel. Hy's vir my soos hy doen alles wat Fourie doen. Maar net in 'n moderne konteks amper. So hy speel saam met Ben Jason Dixon en dan Roan Ackerman op 8ste man. So ek dink is 'n lekker los trio. Dat hulle so 'n bietjie meer, hulle dieselfde gedoen as wat hulle doen teen Munster, 'n sterk groep om op te kom, 'n bomb squad. So 2 lekker groot slotte vir ek dink vir JD Skiekerling en vir Adrey Smit en dan vir Evan Roos, hy's ook op die reservebank. So is interessant wees. Murat speel sy 50ste en Tuna van die Sharks maak sy debuut wat van die Sharks afkom. So ek dink is 'n slegte span nie, maar hulle is bietjie dinder nou op loskakel
op 9 en 10 waarskynlik as wat Ja, dit die vorige naweek is. Clint Swart kom van die Pumas af. Hy's 'n leenspeler, is dit nie? Ja, leenspeler en hy was min minute op. Hy was so hier en daar te laat in die wedstryde opgekom en hy's baie keer gekies as daar net twee reserves op die agterlyn was. So dit was meestal net 'n skrimskakel en omdat hy 12, hy kan sentrok speel en losskakel. Lekker groot speler. Hy lyk of hy sy kondisionering ook bietjie beter nou is. Hy op 'n stadium het hy vir my gelyk of hy sal so effens kan na sy kondisionering kyk. Ek dink dit lyk baie beter. So ek dink is so groter 10 wat skynlik so 'n bietjie beter die bal opvat en skop takties en so voorts, maar die Stormers rugby die afgelope tyd was lief daarvoor om die bal bietjie lig te gee, weier te speel en so interessant wees hoe hy dit speel. Ek het nou gekyk na weervoorspellings en alle dinge vir die komende naweek nie, maar dit het ook 'n invloed dalk op die spankursus. Maar dus hy is so veelsidig gespeel. Koud gaan dit verseker wees. Ja, dit gaan 10 minus of onder 10 grade wees en solank dit nou net nie te nat is nie. Maar 'n moeilike wedstryd vir hulle om weg te speel. Dis nie maklik nie. Alhoewel ek weet nie hoe lank die Stormers so goeie voorspoed daar gaan uithou om heeltyd oor see te wen nie. Maar dit nou in die vorige seisoene eintlik gesukkel om weg te wen en ewe skielik het hulle nou 'n klomp in 'n ry gewen. So lyk tog of hulle partykeer is dit so 'n bietjie van 'n die Engelse praat van 'n tipping point in terme van jou selfvertroue en jou glo in jouself. Want in die verlede as jy 21-6 agter was soos afgelope naweek, dan val jy maar bietjie weg en jy verloor op die ou en 32-19. Maar hulle het dit omgedraai en in 'n wen. So dit was goed. Ek dink sielkundig het dit my meer beïndruk as wat hulle gedoen het. Daar was nog onderskepterie deur Roanel wat groot 'n stukkie geluk was in aanhalingsteken. Hy het dit nou sy eie geluk ook gemaak, maar hulle het goed gedoen om terug te kom. So ek dink sielkundig is hulle reg om weg te speel. Ja. Die span wat hulle gekies het. Tensy Yuri Matee en beseer is die Bokke moet natuurlik 'n ruskans kry. Ek het gewonder of hulle gekies gaan word. Ek weet nog steeds nie wat die Bulle gaan doen nie. Was nou natuurlik die mens hier op voor die Bulle se span aangekondig. Die Bulle sou dit vandag aangekondig het en toe kry ons op e-mail of op e-pos wat sê nee, hulle mag dit nou eers môre aankondig want hier is die EPCR. Hulle het ander reëls as die URC. Maar wat ek probeer sê is die span sê vir my die Stormers gaan nie die EPCR ernstig opneem. Hulle het gekies om te fokus op die URC. Hulle gaan speel, maar hulle gaan gesê hierdie is baie duidelik nie die heel beste span wat hulle kon gekies het nie. Selfs onder die Springbokke nie. Ek dink jy sê my saam. Ja, ek dink wat mense moet miskien kyk wat volgende naweek gebeur want hulle speel dan teen La Rochelle wat ek dink baie sterker is of La Rochelle is een van Europa se beste spanne. So om dan La Rochelle weg te speel, daar kan Yuri Matee en Roanel en Ungerer wat ook gerus word op 9, weet dan is hulle daai 19-12 is dan weer vaser terug. Evan Roos wat net op die bank is om bietjie minder minute gee, dalk is dit 'n faktor relatief vir Potrum wat ook nou toetse gespeel het, ook nie in die span nie, maar dit vir Netling Forsie. Wat nog steeds vir Sazi Sandy daar. Eweslik het die Stormers baie stitte want as Frans Malherbe terugkom, weet ek wat hulle gaan maak en dan hulle nou amper te veel vaskoppe as Wilco Lou ook nog volgende jaar in die Kaap is en as almal daar Netling Forsie en Sazi Sandy en Potrum het nou Springbok gespeel en dan sit hulle met vier lekker vaskoppe, maar jy moet maar diepte hê. So dit is maar die aard van dit, maar ek dink hulle kyk ook so een oog op La Rochelle volgende week. Ek dink hulle is moeilik om te bepaal want die Stormers het 'n geweldige moeilike groep. Om met daai groep uit te kom, dis Harlequins, Leicester en Leinster en La Rochelle is die ander spanne wat hulle speel saam met Bordeaux wat hulle Bayonne. So Harlequins, Leicester, Leinster en La Rochelle is baie moeilike spanne om te klop. Al die groepe is moeilik. Ek weet die Bulls het ook vir Northampton, ek dink vir Bristol ook en vir Pau dink ek. Maar dan die Scarlets daarin wat bietjie makliker dalk is. Scarlets het die Glasgow Warriors gewen met 0. Warriors het 0 punte aan. Geen woede op aarde dit gebeur. Genade, nee, ek moet nie ons. Ja, ek moet seker my woorde terugtrek. Ek is nou so half op Wallis se rugby wat swaar kry, maar ja, jy's reg. Nee, Scarlets is nie die Scarlets van laas jaar nie. Alhoewel dit laas jaar het hulle eintlik die beste gevaar van hulle spanne. Dis waarom hulle is waar hulle is in die kompetisie. Maar ja, ek dink die Stormers, dit is moeilik om van 'n afstand af te sê hoe ernstig hulle dit opneem. Ek dink hulle is ook nie lus om ver te verloor en om boedel oor te gee nie. Ek dink hy sal Dobson sal kyk wat ook Vrydag aand gebeur.
As hy daai nou wen, dan kan hy verseker vir La Rochelle wen, maar dan sal hy moet begin om van sy sterspelers maar weer te kies. Dis nie 'n swak Dat span nie. Dis definitief nie 'n swak span nie. Ek bedoel dit obviously 'n kans, skat ek, maar ek weet hom nie. Jy weet La Rochelle is ook nie so in die Kaap, dis in PE, né? Gebera, hoe sê mens dit? Hulle speel in Port Elizabeth. Ja, Ja, interessante storie. maar natuurlik ja. Dis reg. Ja, dis daai wedstryd is daar. En ek dink die ander faktor is dat op die reservebank het hulle vir Jonathan Ross wat eintlik 'n senter is. So daar's ook nie nog 'n eintlike erkende loskakel nie. So dis eintlik vir my die groot uitdaging. Clinton Swart sal baie minute moet speel en dan sal iemand soos Warwick Geland of een van hulle sal moet 10 toeskryf waarskynlik. So daar sal veranderings op 10 wees, maar dan is jy dun op 10. So ek dink die Stormers is Vrydag aan bietjie dunner op 10 as gewoonlik. Maar hulle moet maar net vasbyt erns. Hopelik sal Sasha weer terug wees as hy gesond bly. So dan maar dit is nog 'n bietjie. Ja. As daai hele Springbok agterlyn daar opdaag by die Stormers, hoeveel nag gaan ons dan hê hier bo in die noorde? Val daai 3 Januarie. Ek weet wat dan se kan speel nie, maar kom ons praat gou oor die bulle. Ek het geen idee wat daar gaan gebeur nie. Ek het met Henning Gericke gepraat die week. Hy onderhoud gaan ons ook Vrydag publiseer. Hy is vol vertroue. Hy reken die Ackerman se regte man. Hy moet net genoeg tyd gee vir hom om sy stempel te kan afdruk. Rome is nie in 'n dag gebou nie. Daar's dinge wat moet verander. So, wat dink jy? Hulle speel teen Bordeaux. Bordeaux is die verdedigende kampioen in hierdie kampioenebeker. Nou, vergeet dit. Hulle het vir Toulouse gewen in die eindstryd. Dis nie 'n Paluca span nie. Alhoewel jy sê hulle kan nie skram nie. Maar as baie gevaarlike agterlyn. Louis Béarey, die Jalibert, die loskakel en natuurlik Damien Penaud op die ander vleuel. Dit is 'n giftige agterlyn daai. Ja, ek dink om dit in konteks te sit, hulle is verseker baie sterker as die Leeu's. En so die Bulle sal met bepaald beter speel as teen die Leeu's en ek het die onderhoud geluister ook. Hulle dit gaan 'n heel ander aanslag wees. Die een groot verskil wat hulle het is die Pretoria was nie 'n intimiderende plek vir die Leeu's om te gaan speel nie. Dit was net rye 'n paar kilometer en jy's daar. Die uitdaging vir Bordeaux is hulle kom uit 5 grade uit en hulle is in Pretoria ewe skielik. So vir hulle gaan daai 'n effek wees. So die verskillende seisoene, die verskillende veld, die verskillende omstandighede. So dis 'n bietjie meer van 'n bondgenoot vir die Bulls in hierdie ene, maar ja, dat Bordeaux het 'n sterk span soos gesê, hulle het laas jaar derde gekom in die top 14. Hulle is obviously by die afdeling 14 spanne so speel 26 wedstryde. Speel hulle in die jaar, so dis baie wedstryde wat hulle speel. Dis baie spanne in 'n liga. En om daar derde te eindig en dan hierdie kompetisie te wen. So ja, dit gaan 'n groot stryd wees, maar ek dink dit is 'n goeie ene vir die Bulls om hulle net te sê ons beloftes, ons gaan nie dat hierdie ouens ons ronddruk nie. En die Bulls is sterk genoeg om hulle te wen. So dis verseker vir altyd. So ek dink wat ek net nou gesê het is ek het die media konferensie geluister wat Johan Ackerman gepraat het en ek dink sy frustrasie was hulle speel goeie rugby en dan sit 'n baie simpel ding. Een aangee wat weggaan, iemand slaan 'n bres, hardloop reg deur, dan gaan die aangee verlore. Dit is klein goedjies wat ander seisoene of ander wedstryde dan is dit gebeur dit is daar 5 sulke geleenthede net een aanslaan. Gevoel teen die Leeu's was dit 3 of 4 van hulle gewees uit die 5. So jy verloor heeltyd momentum is weer skram aan die ander kant. So mense verskonings maak nie, maar ek dink dit is dinge wat jy kan aanpas en ek dink die Stormers die Bulls gaan opdaag vir Saterdag. Ek dink hulle is gereed vir en ook die grootheid van die span teen wie hulle speel. Dit motiveer jou ook, né? Maar ons het al baie gesien, jy kom 'n bietjie anders uit daai kleedkamer uit, jou opbou is bietjie anders. Ek wil nie sê dat die Leeu's onderskat nie, maar die Leeu's se vorm en die opbou na die Jetsky derby was nie vreeslik indrukwekkend nie. So daar kon 'n mate daarvan gewees het wat sleg sal wees, maar ek dink hulle het dit aangespreek, maar hulle gaan verseker nie complacent of hulle gaan nie vir hierdie manne gaan hulle moet reg wees en hulle sal reg wees. So ek twyfel nie dat die Bulls hierdie gaan opdaag nie. Ja, ek dink die loftes gaan so groot bondgenoot wees. Nommer 1 die weer. Dis koud en is nat die laaste 2-3 weke nou al. Ek bedoel 3 nou die dag gesien dit lyk of sneeu in Pretoria met al die haal. Ek weet nie die weer Saterdag gaan lyk nie, maar dit gaan definitief 40 grade wees nie, of iets is dit nie. So ek dink as kan dit maar so half een kant toe skryf. Dit gaan koeler wees wat ons gewoonlik in Desember in Pretoria verwag. Nommer 1, nommer 2. Daar gaan omtrent niemand op loftes wees nie, want niemand besef hoe groot wedstryd hierdie nou eintlik is nie. Die Kampioenebeker kry geen aftrek nie. Die mense verstaan nie die verskil tussen die URC en die Kampioenebeker. Dit is maar net so.
Ons weet, ek weet, jy weet, dis 'n Bordeaux is 'n baie goeie span, maar vir ander mense weet, hoeveel mense gaan nou eintlik opdaag daarvoor. Jy verstaan? Ek dink dit gaan maar 'n redelike opdraande stryd wees. Ek dink, want as jy nog sê hierdie span speel al hoe lank in hierdie top 14, hulle is geoefen, hulle is geolie. Ons ouens het nou 'n lang breek gehad. Hulle het een wedstryd gehad laas naweek wat hulle verloor het. Ek dink dit gaan, ek sê nie ons gaan verloor in die bulle nie, en ek is 'n bil ondersteuner, maar ek dink dit gaan taai wees. Ek dink dit gaan inteendeel baie taai wees as jy my vra. Ja, dit gaan taai wees. Hulle is 'n sterk span. Dit is daarom 4:15 die afskop, so dis daarom nie heeltemal diep in die aand in nie. So ja, ek dink jy's reg, dit is die gras is groener en hy's bietjie sagter ondervoet en so aan. Maar dit is dan nog steeds Pretoria, so dit is nie Frankryk nie. So ek dink die feit dat hulle moet oorvlieg, dit is maar ontwrigtend, dit is 'n ander plek, is ander roetines. Dis nie jou tuiskade nie, en ek dink ja, die Bulls ondersteuners moet op 'n manier, hulle moet gaan kyk. Ek weet dit is 'n groot wedstryd. Daai ondersteuning trek ou deur. So dit sal jammer wees as daar te min mense is. Ek dink maar ek stem saam met jou dat dit is 'n kompetisie waar die Suid-Afrikaners nog nie lekker na gegryp het nie, en dit is te verstaan in 'n mate, want ons speel in die Europese kompetisie wat ook eintlik snaaks is op die tong. As mense dit sê, dan klink dit nie reg nie, dan klink dit snaaks dat Suid-Afrikaanse span in die Europese kampioenskap speel. Maar dit is nou maar die aard van moderne of professionele rugby deesdae. Maar die prestige daar in Europa is massief. Weet, dit is dis ene wat hulle wil wen. En hulle sit baie energie in dit in. Maar ja, ek dink die Bulls het 'n bondgenoot nog steeds daarom in die feit dat hierdie ouens kom van ver. Maar ek dink die Bulls, die grootste motivering dink ek nog steeds vir die Bulls gaan wees. Dis 'n sterk span wat kom, ons moet gereed wees. Inderdaad, ek sal eintlik sê dat die Bordeaux backlash is die gunsteling. Op 'n gemeet aan laas jaar en hoe hulle gespeel het. So dit sal jou motiveer. En hopelik, weet jy wat die nuus is van beseerde spelers nie? Het jy iets gehoor van Pollard byvoorbeeld? Nee, ek het niks gehoor nie. As ek sê ons het vandag gehoor het niks het gebeur nie, en dit is so stilte. Ek het ook gevra so onder die radar oor wat gebeur met Jan-Hendrik Wessels, en wat sê hulle in Engels, crickets. Toe het se stilte. So ek weet nie. Ek sal maar sien môre as die perskonferensie kom. Ek verstaan, hou dalk wel 'n kaart in die bors. Wie Jan Serfontein is uit. Hy het 'n kniebesering gehad laasweek. Johan Else is uit. Hy's beseer laasweek. David Kriel is terug. Hy het 'n oogbesering gehad, maar hy sal kan speel. Ja, so daar is 'n paar beserings, nie te veel nie. So daar is 'n paar wat hulle gaan terug. Ons sal maar sien. Hoorie, ons moet aanbeweeg. Die Lions takel vir Benetton. En jy het dan gepraat van die Lions se vorm, is nie great nie, maar hulle 3 wedstryde in 'n ry gewen. Jy weet, voor die bulle of saam met die bulle. Hulle het swak begin, maar hulle raak sterker. Ek weet nie of hulle kan volhou nie, want hulle is nie regtig diep nie, maar ek seker hulle kan Benetton aanvat. Benetton is dan nie die wêreld se beste span nie. En nog op Ellis Park, weet of daar 12 toeskouers is of 12,000. Hulle is gewoond daaraan, daar's niemand daar nie. Ek bedoel, sorry Clinton, maar ek dink dit sal die Blues moet aan te vat, dink jy. Ja, jy's reg, en kyk, die Italiaanse spanne speel baie beter die afgelope jaar of wat. So dit is verseker, dis waarom Italië se toespanne beter speel. Ek dink die groot verskil vir my was, een van die groot verskille daar was Chris Smith op loskakel. En ek dink hy het goed gespeel op Loftus. Hy ken ook Loftus, maar ek dink hy speel 'n goeie loskakel. Ek dink hy doen goed op 10 vir hulle. So dit is goeie sukses, en hulle het 'n pak wat ook goed gedoen het die afgelope naweek. So ek dink hulle het gewys dat hulle kan enige pak in die oë kyk. 'n sterk span, en hulle spark gaan 'n versekerde faktor wees. So ek dink hulle kan daai nou wen. Ek sou sê dat hulle is daar nie die gunstelinge om vir Benetton te kan klop. En dink die balans van die span lyk beter as laas jaar. Laas jaar of vroeër die jaar eerder het die Lions regtig gesukkel, en ek dink hulle het nou daai 2-3 vinnig afgestaan daar in die tweede helfte, wat miskien so 'n bietjie gedink het, hulle dalk gedink die wedstryd is nou in die sakkie dalk. Maar ek dink nog steeds hulle verdediging is ook beter as wat dit was in vorige jare, en weet Jacques Fourie sal daar aandag gee. So ek dink is 'n lekker span, maar ek dink Chris Smith op loskakel is vir hulle 'n goeie aanwinst gewees. Ek dink ek dink jy het waarskynlik uit die persbank gekyk Saterdag en gedink is maar hy kon eerder maar nog in die blou trui gespeel het. Ja, ek stem so, presies wat ons gesê het. Jy weet, hoekom is hy ooit hier weg? Ons weet hoekom hy weg is, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Right, Sharks gaan vir Toulouse takel. Hoe ver dink jy gaan die Sharks verloor?
Ja, dit is amper nou weer so Wallis. Maar ek dink, miskien dan nou nie so ver nie. Ek dink ja, teleurstellend geweest in Connacht, nee. Daai 43-17. Soms verloor jy, maar om 43-17 te verloor is, as jy vergelyk met die Stormers teen Munster, en jy kan eintlik vergelyk, ek dink nie Connacht en Munster is kwaliteitsspanne is ver van mekaar af nie. So as die Stormers van Munster kan wen, kan die Sharks verseker vir Connacht 'n beter kou gegee het. So dis teleurstellend. So ek weet nie wat daar fout is nie. Lyk of die ouens net nie lus is nie. Hulle staan weet die laaste klomp 3 is sommer so half asof hulle nou nie heeltemal oorgegee het nie, maar grens daaraan. So so hulle sal met bepaal beter. Dis 'n lekker klein kompakte stadion daar in Toulouse. Ek was 2023 daar met die Wêreldbeker, met die Namibië All Blacks wedstryd was daar gewees. Dis 'n rivier wat albei kante van die so eiland. Die rivier gaan albei kante van die stadion verby, so maar so lekker klein kompakte stadion. Maar dit gaan nie vir die Sharks moeilik wees. Moeilik om te bepaal wat hulle met anders doen. Want ons is nou te ver van die kleedkamer af om te verstaan wat eintlik nou fout gegaan het. Maar hulle het verseker die spelers. So op 'n manier trek dit nie deur na prestasie op die veld nie. Miskien is dit motiveer hulle dit dat hulle nou teen Toulouse speel, maar ja, Toulouse is 'n tawwe span om te speel. En ek dink hulle het die top 14 laas jaar gewen. Hulle het 76 punte gehad. En Stade Francais het 75 gehad. So jy speel teen 'n span wat die top 14 gewen het. En gespeel het in die eindstryd van die Kampioenebeker. Ja, nee, so dis 'n baie sterk span en ek dink Antoine de Pont is weer gesond. Hy is terug, ja. So hy speel weer terug en hy maak 'n groot verskil in daai span en in die Franse span. So enkelhandig is hy amper die groot faktor daar. Maar ek dink 'n moeilike dag wees ongelukkig vir die Sharks, maar miskien kan hulle ons verras. Weet ons as Suid-Afrikaners gaan altyd vir ons Suid-Afrikaanse spanne skree en opkom. Tuurlijk. Maar ek is so bietjie terug by laas naweek 43-17, verstaan ek nie hoe dit gebeur het nie. En dit lyk nie goed nie. Net so 'n bietjie konteks, Hugh Griffin sê Toulouse is die beste klasspan in die wêreld. Bar none. En dit gee vir jou 'n idee van hoe goed hulle nou eintlik is. Meeste geld, meeste alles. In elk geval, maar wat ek bedoel, die Sharks nou, jy sê jy weet nie wat fout is en daar's kultuurprobleme. Ek verwys weer na my gesprek met Henning Gericke, hy praat onder andere oor die Sharks ook, maar nou hoor ons daar's gerugte dat JB Petersen dalk die nuwe hoofafdruk kan word van die Sharks. Ek bedoel, hy's 'n great Springbok gewees, maar hy's net maar 'n jongerige afrigter. En nou skielik weer in so in die diepkant ingegooi te word. Is hulle nie besig om nou weer dieselfde fout van voor af te maak nie? Ja, dit is baie waar en dat hy 'n goeie afrigter is waar. Op daai vlak het jy so klein bietjie meer ervaring nodig. So dit gebeur min dat 'n afrigter so jonk deurkom reguit van Karibeker amper op daai vlak dan nou suksese behaal. Dis nie onmoontlik nie. Maar hy is nog jonk en ek dink mens moet hom 'n kans gee as dit hy is dan hy verstaan die kultuur, hy ken die Sharks. Ek dink wat hy sal bring na dit toe is hy sal weer vir hulle die trots van wat Shark rugby is dalk so 'n bietjie beter kan laat verstaan. Maar ja, dit is 'n franchise met dit is 'n unie die Sharks het 'n klomp top Springbokke wat daar speel. Weet as almal beskikbaar is, sit jy met Oxenche en jy sit met Eben Etzebeth en met Sia en al daai spelers wat daar is. So hulle is veronderstel om eintlik te grens aan Toulouse, weet in terme van 'n superspan as jy kyk hoe Suid-Afrika speel. Want dit is die ouens wat vir Suid-Afrika die beste span in die wêreld maak. So as hulle in die Sharks stry speel, moet hulle mos nou vir die Sharks ook die beste franchise amper kan maak. Ek weet dis nie hele bokspan wat daar speel nie, maar daar's 'n klomp manne. Andre Estreisen is ook daar. So dis 'n sterk span. So hulle moet beter. Maar al die manne wat ek nog genoem het speel Saterdag nie. Maar JP Petersen moeilik om te sê van 'n afstand af. Ek dink hy sal waarskynlik die feit dat hy 'n Sharks man is daar van 'n omgewing en vir hulle lank gespeel het. Maar jy moet my jou bewysheid op 'n hoë vlak met afrigting, dis 'n ander wêreld daai. So dit is 'n wêreld wat jy jou tande maar moet slyp op 'n ander manier. As jy kyk na Argentinië se afrigter, ons het daarvoor gepraat. Hoe lank het hy by Leinster? Dink ek by Leinster gespeel en afrig. Hy was agterlyn afrigter by Leinster vir 3 jaar of so iets. En toe het hy eers aangegaan, ek weet wel toe het hy nou gaan 'n land afrig, maar hy was ook afrigter by Argentinië onder dinges gewees, onder Checo. En toe word hy die afrigter, Ja, so jy het eintlik jy het meer hekkies om te spring as net van Karibeker na so 'n posisie, maar dit is beskikbaarheid van afrigters is dalk 'n uitdaging, maar ek dink die Sharks sal waarskynlik moet kyk na groot
groot internasionale afrigter vir daai pos. Ja, ek dink ook so, want weet, hulle het hom nie eers die Karibieke laat klaar afrig nie. Onthou jy? Hy het begin Ja, en het Plumtree hulle oorgeneem. Ja. Ek weet nie. Partykeer wonder ek waar ons of hulle net so op die ingewing van die oomblik goeders besluit. So maar 'n bietjie hoor. Ja. Ons praat binnekort weer met Marco Mazzotti op lekker rugbypot. So ek hoor dit sê hy, dit sal interessant wees. Right, dit laas is die Cheetahs speel teen Exeter in Engeland. Nou, die Cheetahs het self dan nie, jy's 'n glorie bedek met hulle wedstryd teen Georgia nie en alles. Speel te min rugby, kry nie kans om op ritme te kom. Die Frans Steyn arme ou probeer sy bes, maar dit is maar opdraande stryd, né? En nou natuurlik in Engeland te gaan speel. Wanneer laas het die Cheetahs rugby gespeel? Ek nou die dag seker met 'n opwarmingswedstryd of twee, maar jessie man. Exeter speel dan aan mekaar, hulle speel in die Engelse Premier Liga. Wat is die kanse? Ja, dit is ook 'n moeilike een. Elke keer as jy daar weg gaan speel en daai Engelse spanne het sterk spanne. So dit is 'n moeilike een om weg te gaan wen. Ja, die Cheetahs se uitdaging is dat hulle het 'n kompetisie gespeel veral in die Karibeker wat nie sleg is nie, maar daai trekkie op van die Karibeker en die kompetisie wat hulle gehad het is 'n baie groot tree. Ek meen jy het in die Karibeker het jy die intensiteit en die spoed en die verdediging en al daai goeters wat jy teekom is op 'n heel ander vlak. Ek onthou ek met Davies Fourie het na die media konferensie toe die Boland teen die WP gespeel het, toe hulle nou van 'n spelers begin terugbring het wat eintlik vir die Stormers speel, het hy gesê dat jy die agterlyne kom jy weg daarmee, weet dis nie so groot verskil nie, maar die groot verskil is in die voorspelers. Weet nie vaste fasette, die scrums, die lynstaan dryf, die dryfverdediging. Hy sê daar sukkel jy as jy 'n kleiner, sê maar ek noem dit maar kleiner unie is en teen die groter unie speel. En ek sê nou nie die Cheetahs is nou 'n kleiner unie vergeleke met Exeter nie, maar vergelekbaar met die kompetisies wat hulle speel. Dink ek gaan dit net 'n bietjie van 'n tree opwees wat vir hulle moeilik aanpasbaar gaan wees. So dalk pas hulle vinniger aan as wat ons dink, maar ek dink dis maar moeilik om daar te gaan speel. So maar ten minste is hulle in daai kompetisie. So dis goed. Ek mens wil nie hê die Cheetahs moet glad nie in daai kompetisie speel nie. Ek dink hulle sal hulle kan bring. So moeilik om te sê so voor die afskop, maar ek dink hulle sal die intensiteit dalk bietjie hoog vind. Ja, ek weet nie. Ja, so is daar ook iets moet doen met hierdie kleiner unies, verseker. Dit is nie vir my volhoubaar nie. Ek weet byvoorbeeld George Whitehead is nou saam met die Sharks. Die bulle wou hom gehad het, 'n soort van 'n backup vir die loskakel, maar hulle het hom nie gevat nie, wat hy met 1 Januarie terugwees in Kimberley om voor te berei vir die SA Cup. Wat jy so Pieterberg nie kan kwaliek neem daarvoor nie. Ek bedoel hy moet ook maar seker maak die span doen goed. Nee, ek weet nie jongens, maar 'n bietjie te mekaar. Maar as jy sê het, ons moet nou maar weer gewoond raak in die bulle en die Stormers, lekker om weer 'n bietjie oor hulle te gesels en dan die Springbokke is nou eers weer wat volgende jaar Junie, Julie daar rond, so is nog 'n hele entwerk so terug na die URC toe. Ja, weer gewoond raak. Ja, en ek het vandag 'n gesprek gehad, wil nou nie sê met wie dit was nie, maar een van die afrigters wat ek in die SA Cup en die Karibeker betrokke is, maar hy het vir my, dit klink vir my daar's môre 'n stemming van SA Rugby wat praat dat hulle die formaat wil verander. So dit maak dit moeilik vir die spanne ook, want hulle het nog net 'n formaat gehad wat eintlik gewerk het vir hulle. Maar dit klink vir my dit is ook 'n nuwe formaat in 2 groepe wat hulle nou op die tafel sit om te stem. Maar dit klink of van die spanne soos die Pumas en die Griquas en die Boland nie te gelukkig is met wat hulle voorstel nie. So ons sal sien of dit op die ou en deur gaan. Maar hulle sal verkies dat dit gebly het soos wat dit is. Ja, dis 'n moeilike taak wat SA Rugby het. So hulle moet heeltyd nou die 4 groot, sê maar die toetsunies ook in ag neem. So dit is ook maar waaroor dit gaan. Dit klink vir my of daai 4 toetsunies ook ergens in daai 2 groepe dan ingewerk word. Ek weet hulle gaan môre, ek het met Willem Strauss daarin gepraat, het my gesê môre is die groot dag oor 'n klomp goeters. Oor die 12 maande seisoen, nog gaan môre 'n klomp goed uitkom. Interessant, ek het eintlik heeltemal vergeet daarvan. Gelukkig het jy my herinner. So 'n bietjie hoor wat daar in die gang is. So ja. Hoorie maar, ek moet jou laat gaan. Ons praat nou al, hoe lank praat ons nou al en is 'n lang, dit is donderdag aand, ons is moeg. Die week was lank. Ek gaan môre net so interessant halwe. Ons gaan kyk wat ons kan doen om die Stormers se publisiteitsveld tog teen te werk wat hulle met Harry in die gang het vir volgende naweek se wedstryd op teen La Rochelle. Dit gaan lekker wees. Is lekker. Nee, dis lekker. Ja, geniet dit daar in die gange van Loftus. Ja, ek sal kyk wat ek kan doen. Dankie, dis lekker. Praat weer. Dankie, voorreg. Bye bye.